Baie welkom by vanoggend se erediens, baie welkom ook aan elkeen wat aanlyn is saam met ons. Ons is besig met die reeks Micha, so ons is vandag by Micha deel 2. So blaai asseblief saam met my in die woord van die Here. Micha hoofstuk 1 van vers 5 af. Ons tema is Micha deel 2. So besig met die reeks Micha en ons lees uit Micha 1 van vers 5 af. Ek lees voor. Micha 1 van vers 5. Dit alles gebeur oor die sonde van Jakob, oor die oortredings van die volk Israel. Wat is die sonde van Jakob? Samaria. Wat is Juda se afgodshoogte? Jerusalem. Daarom sal ek Samaria 'n pynhoop in die oop veld maak, 'n plek om wingerde te plant. Ek sal sy bouklip in die laagte afgooi, sy fondamente oopgrawe. Al sy afgodsbeelde sal stukkend geslaan word, sy verdienste uit prostitusie sal verbrand word. Ek sal al sy afgode vernietig, want hy het hulle bymekaar gemaak met sy verdienste uit prostitusie. Hulle sal die pad gaan van verdienste uit prostitusie. Daarom sal ek rou en huil, sal ek kaalvoet en sonder klere rondloop. Ek sal skreeu soos 'n jakkals, klaag soos 'n volstruis. Samaria se sweer is ongeneeslik. Dit het gesprei tot by Juda. Dit raak al aan my volk se stadspoort aan Jerusalem. Moet dit nie in gat vertel nie, moet nie daaroor huil nie. Gaan rol liewer in die stof in Bet-Leafra. Gee pad, jy wat in Safir woon. Jy is kaal uitgetrek. Jy woon in Saana. Jy kan nie uitkom nie. Die mense van Bet-Esel treur. Hy kan julle nie meer help nie. Jy wat in Marot woon, is siek van angs. Daar het onheil van die Here afgekom tot by die poorte van Jerusalem. Span die perde voor die strydwa, jy wat in Lakis woon. In Lakis het die sonde van Sion begin, die oortredings van Israel is daar gevind. Daar is 'n trougeskenk aan Moreset Gad gegee. Die huis van Aksib is 'n teleurstelling vir die konings van Israel. Jy wat in Maresa woon, die Here laat een wat verower na jou toe kom. Die trots van Israel sal tot by Adullam kom. Skeer 'n kaalkol op jou kop. Skeer 'n kaalkol op jou kop soos die van 'n aasvol, want die oor wie jy bly is, sal van jou af in ballingskap weggevoer word. Net tot sover. Kom ons maak die oortoe, dan bid ons net saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons is dankbaar dat ons vanoggend hier kan wees. Here, ons is dankbaar vir die woord. Here, U onfeilbare woord wat die waarheid is, wat skerper is as 'n tweesnydende swaard, wat 'n lig is op ons pad en 'n lig vir ons voet. Here, ons dink aan hulle in ons gemeente wat nou op vakansie is, wat op reis is, dat U vir hulle 'n God van nabyheid sal wees, seën vir hulle, Here, en dat hulle veilig sal terugkom. Maar vir ons wat hier is, Here, bid ons, dat ons waarlik dit wat ons sal hoor, dat ons nie net hoorders van U woord sal wees nie, maar ook daders van dit wat ons sal hoor. Dit bid ons tot eer en verheerliking van U kosbare naam. Amen. So ek het net 2 of 3 punte oor vanoggend se gedeelte. Die heel eerste punt is die oorsaak van die oordeel. En ons lees vers 5. Dit alles gebeur oor die sonde van Jakob, oor die oortredings van die volk Israel. Wat is die sonde van Jakob? Samaria. Wat is Juda se afgodshoogte? Jerusalem. So die profeet Micha begin dadelik en hy verwys na 2 stede. Nou ek wil net 'n bietjie geografies vir julle net 'n idee gee dat Samaria is 'n streek op sy eie
net noord van Juda. So hy is 'n bietjie aan die bokant. Net onder hom is Juda, wat ook 'n streek is, en Jerusalem is die hoofstad van Juda. En om hierdie twee streke is daar klein ander stede, wat ons later nou raak gelees het. So die profeet Micha kom, en hy wys dadelik na hierdie twee hoofstede, Jerusalem en Samaria. En hy sê dat hy hartseer is oor die sonde wat hulle gedoen het, want eintlik is hierdie twee stede veronderstel om voorbeelde te wees van die Here God se genade, maar nou is hulle twee stede is soos brandpunte vir afgoderry. Ons lees dat Samaria het ryk geraak uit korrupsie, uit die valse gode van Baal van bid, en was losbandig gewees. Dan lees ons dat Juda was op dieselfde pad gewees. Maar die Here God kom dan, en dan kondig hy sy oordeel aan oor die sonde van die volk. En laasweek het ons gesien dat die Here draai nie sy gesig weg vir sonde nie. En dis 'n belangrike konsep wat in die wêreld vandag nie gehoor word, wat die wêreld nie wil hoor nie. Dat God is 'n regverdige God, 'n God wat die sonde straf. En hier kan ons die voorbeeld baie duidelik sien. Vers 6 sê hy, daarom sal ek Samaria in 'n pynhoop in 'n oopveld maak, 'n plek om wingerde te plant. Ek sal sy bouklip in die laagte afgooi, sy fondamente oopgrawe. Al sy afgodsbeelde sal stikkend geslaan word, sy verdienste uit prostitusie sal verbrand word. So die sonde van Israel, hier kom die Here, deur die profeet Micha en sê, luister die Samaria, ek gaan al julle afgodsbeelde gaan ek vernietig. Jy sien, God deel nie liggies met sonde. En ek sê met respek en vrees, die Here is nie half aksies op sy oor sonde nie. Die sonde is vir die Here 'n ernstige saak, want hy is 'n heilige God. Daarom kan hy nie met sonde deel nie. Bedoelende dat hy dit nooit sal aanvaar. Want mense in vandag se tyd het altyd gesindheid, hoorie so, die Here God is 'n God van liefde, en hy sal ons sondes vergewe. As jy waarlik berou het oor jou sondes, maar ek sal nou 'n bietjie meer daaroor gesels. Jy sien, die sonde van Israel, wat hulle ook verkeerd gedoen het, die Here seën hulle, maar die seëninge van die Here word toegeskryf aan hulle afgode. So hulle erken nie eers dat die Here vir hulle goed is nie. En weer 'n keer, ek het laasweek gesê, die volk Israel, as jy die hele Ou Testament gaan deurlees, is hulle geskiedenis die hele tyd dieselfde ding. Hulle dien die Here vir hulle klank, en dan kom daar 'n vreemde God, en hulle raak afvallig, en hulle dien hierdie God. Hulle hardloop baie vinnig ander valse gode aan. En dit is iets waar ek en jy in vandag se tyd baie versigtig moet wees, want in 'n mate het dit nie verander nie. Daar's baie ander mense wat baie ander boodskappe het, maar dit bots met die woord van die Here, en ons kan nie met so iets saamstem nie. As iets sonde is, as die Bybel sê iets is sonde, dan is dit sonde. Ongeag wat my of jou opinie is, ongeag wat die wêreld sê. As die Here God sê, luister julle mag nie ander gode aanbid nie. Julle mag nie losbandig wees nie. Julle moet 'n heilige lewenswandel hê, dan het jy as kind van die Here 'n verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees aan die Here God. Want as jy nie is nie, hoor mooi, dan ervaar jy die toorn van die Here. Dan besef jy dat God is werklik regverdig. As ons hierdie goed hoor, dan is jy so half, hoe kan hierdie stede, hoe kan hierdie mense wat hier bly, God se uitverkore volk, hoe kan hulle hierdie goed verkeerd doen? Want dis korrupsie, dis losbandigheid, dis afgoderry, dis slegte goed wat kinders van die Here nie moet doen nie. En dan kan jy myself dink, maar, sjoe, dis bietjie erg. Waarom bly jy daai gedeelte wat sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit, en bly jy daar, voor jy die
splinter uit jou eie broer se oog uithaal. Jy wat staan moet pas op dat jy nie val nie. So dit beteken dat jy nie sonder sonde is nie. Maar dit beteken wel dat ek en jy as kinders van die Here, dat ons die Here sal lief hê, maar dat ons sonde se haat, want sonde bring skeiding tussen ons en die Here. Sonde kan nie ongestraf bly nie. En as mens in die wêreld kyk op die TV, dan kan die mens maar sonde soos wat hy wil. Maar die Bybel leer vir ons dat God is 'n regverdige God. En hier kan ons dit sien. Hy sien die volk wat sonde doen. Hy sien die stede wat sonde doen. Maar hy draai nie sy gesig weg nie. Hy bly nie stil nie. Hy is nie half sag met die mense om te sê, hoor hierso, ek gee vir julle waarskuwing nie. Nee. Hy sê duidelik deur die profeet Micha, ek gaan julle straf vir julle sonde. Die afgodsbeelde sal ek vernietig. Dis omdat God 'n regverdige God is. En daarom moet ek en jy ook versigtig wees, dat ons 'n heilige lewenswandel sal hê, bedoelende dat ons gehoorsaam sal wees aan die woord van die Here. Dat ons nie die kultuur van die dag gehoorsaam sal wees nie. Hy sê daar's baie dinge wat in vandag se tyd as reg aanvaar word, maar wat die Bybel leer is sonde. Ons tweede punt is Micha se rouklag. Ons lees vers, ek het nou tot vanaf gegaan, Micha se rouklag. Soos weet, Micha sê, dat hy is hartseer oor die sonde van die volk. Mense sal nou dink, hy sê die Here God gee vir Micha 'n opdrag, en hy gaan net, en hy gaan dra net die boodskap. Maar hier kan ons sien dat dit het Micha werklik ontstel, dat hy hartseer was oor die sonde van die volk. Hoekom? Want hy het ook die Here lief gehad. Want hy was 'n profeet gewees. 'n Profeet is iemand wat die woord van God, wat die boodskap van God verkondig. Wat sê wat die Here sê. So dit het Micha aangeraak. Ons lees in vers 8 en vers 9. Daarom sal ek rou en huil, sal ek kalf met die sonder klere rondloop. Ek sal skree soos 'n jakkals, klaag soos 'n volstruis. Samaria se sweer is ongeneeslik. Dit het gesprei tot by Juda. Dit raak al aan my volk se stadspoort aan Jerusalem. So Micha bring nie net 'n boodskap nie. Hy kom nie net en sê, hoor die ouens, julle het sonde gedoen en die Here gaan julle straf nie. Micha is self ontstel, so ontstel dat hy huil, dat hy sê, luister, ek skree soos 'n jakkals, ek klaag soos 'n volstruis, oor die sonde wat julle gedoen het. En ek wil vandag vir jou vra, as jy sonde doen, wat is jou reaksie? Het jy werklik berou oor jou sonde? Want as jy werklik berou het oor die sonde, dan beteken dit, jy sal alles in jou vermoë doen, om nie die sonde weer te doen nie, wat ek het berou ons nou dan. Want in vandag se tyd gebeur dit baie keer, dat mense doen sonde, en hulle sê vir die Here, hulle is jammer, maar môre en oormôre doen hulle dieselfde sonde oor en oor. En as jy dit doen, dan maak jy 'n bespotting van die heilige naam van die Here God. Want dit beteken dat jy het nie daadwerklik berou oor jou sonde nie. Dit beteken ook, jy het nie respek en vrees vir die Here God nie. Want jy ploeter aan in sonde. So ek terug sê iemand, is 'n prediker wat sê, luister, as jy die Here aangeneem het, en die Bybel lees dit, dat die Here het aan die kruis gesterf vir al ons sondes. So as jy die Here aangeneem het, dan hoef jy nie meer sonde te bely nie, want die Here het vir jou sonde gesterf. Klink dit sê soos die waarheid. Ons lees in 1 Johannes 1 vers 7. As ons beweer dat ons die sonde doen, is die waarheid nie in ons nie. Ja, die Here Jesus het vir al ons sondes gesterf. Maar ons doen nog steeds sonde, al is jy kind van die Here. Hoekom? Want jy is nie volmaak nie. En daarom,
1 Johannes 1:9 ken almal te goed. As jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig en hy reinig jou van alle ongeregtigheid. Jy sien, dis wat hierdie volk moes gedoen het. Toe hulle hierdie boodskap gehoor het, hulle het nie berou gehad nie. Omdat julle so 3 weke terug toe Jona vir Nineve gesê, die Here gaan julle plat vee. Omdat julle hulle reaksie, hulle het 'n vasdag uitgeroep. Hulle het berou gehad. En die Here het besluit om hulle nie te straf nie. Samaria en Jerusalem, toe hulle die boodskap hoor, het niks berou gehad. En vandag se tyd is dit nog steeds so. Baie mense doen sonde, maar dit pla hulle nie eens nie. Want die wêreld leer, jy kan sonde doen soos wat jy wil, want God vergewe jou, want dit is wat hy doen. So amper asof hulle half 'n verpligting plaas oor, God moet jou vergewe. Want jy is dit waardig. Dis nie wat die Bybel leer nie. Ek en jy is niks waardig nie. Die Here God is waardig om die lof te ontvang. Hy is waardig dat ons gehoorsaam sal wees aan die Here Jesus Christus. Dit gaan nie oor my of jou nie, dit gaan altyd oor die Here Jesus Christus. Jy sien, sonde is nie meer sonde nie. Sonde is nie meer sonde nie. Hoekom nie? Want almal doen dit. En as almal dit doen, dan is dit nog reg. Want almal kan tog nie verkeerd wees nie. Kan ek dit weer sê? Dit kan ook iemand. Sonde is nie meer sonde nie, want almal doen dit. En as almal dit doen, dan is dit mos reg, want almal kan nie verkeerd wees nie. Hallo, kan ek dit sê? Die meerderheid bepaal nie die waarheid nie. Die kultuur van die dag bepaal nie die waarheid nie. Die Bybel, die woord van God, bepaal die waarheid. En dit is waarvoor ons moet uitkyk. Nie wat die wêreld sê nie. Ons is nie daar om te hoor die opinies van mense nie. Hoor, jy moet nooit na my opinie luister nie. Want my opinie beteken niks nie. Wat die woord van God sê, dis wat belangrik is. Hoor wat sê Eksodus 23 vers 2. Jy mag nie agter die meerderheid aan doen wat verkeerd is nie. Want jy in hofsaak getuig, mag jy nie verdraai nie, al doen die meerderheid dit. Kan julle die konteks verstaan van dit? Dis nie te sê as die meerderheid iets doen, dis reg. So in vandag se tyd, as die meerderheid sê, sekere goed is nie sonde nie, en die Bybel sê dis sonde, wie moet ons glo? Die Bybel. Eintlik is dit so maklik, ek verstaan nie hoekom mense daarmee sukkel. Want die mense het nou slim hulle nasies om te sê, maar hoor hierso, die Bybel is geskryf vir die mense in daardie tyd, hoorie, maar die Bybel, onthou net, die kultuur was anders gewees, dis alles verskonings, om nie gehoorsaam te wees aan die woord van die Here nie. Matteus 7 vers 13 en 14. Interessant, die wêreld wil nie die boodskap hoor nie. Hierdie. Gaan deur jou poort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarheen breed. En die wat daarop ingaan is baie. So die boodskap, hier kom die boodskap, luister hier. Daar's so baie mense wat hel toe gaan. Dis eintlik wat dit sê. Daar's meer mense wat hel toe gaan as mense wat hemel toe gaan. Vers 14. Maar die poort wat na die lewe lei is nou. En die pad daarheen is smal en die wat dit kry is min. So met ander woorde, nie almal wat doodgaan, gaan hemel toe gaan. Net as jy wedergebore is. Ek wil weer sê, as jy 'n kind van die Here is, dan bly jy weg van sonde af. Want jy die Here lief.
en jy weet dit doen skade aan jou verhouding met die Here Jesus Christus. My laaste punt, die straf van die stede. Want dan heb ek gesê, rondom die streke was daar kleine stede. En met lees vanaf vers 10 tot 16, die straf van die verskillende stede. So ek gaan dit vir julle voorlees. Die eerste een is, Bethlehem, rol jouself in die stof. Volgende ene, Safir, gaan verby in skandelike naaktheid. Saanon, hulle durf nie by die toe kom nie van vrees. Bet Esel sal afgebreek word. Marot, hulle verwag te vergeefs op die goeie dinge, maar bitter rampspoed sal daar of daal neer. Lakes, span die perde in om te vlug. Julle was die begin van die sonde vir Sion. Aksel sal vir die konings van Israel 'n opgedroogde, bedrieglike stroom wees. Maresa, ek sal 'n nuwe besitter, die vyand bring. En daarmee wil ek afsluit. Ek dink, dis baie duidelik. Die Here Jesus, hy kan nie sonde verdra. En ons leef in 'n tyd waar sonde al hoe meer aanvaarbaar is. Dit wat die Bybel leer verkeerd is vir die mensdom reg. Mense het nie meer respek en vrees vir die Here God. Hulle besef nie meer hoe heilig is die Here nie. Omdat God allerheilig is, kan hy nie sonde verdra nie. Want sonde het ons sy seun gekoos. Kom ek en jy wat sê ons is kinders van die Here, kom ons wees gehoorsaam aan dit wat die Here vir ons leer aan sy onfeilbare woord. En ek sê onfeilbare woord vir 'n rede. Want as mense wat sê die woord is nie akkuraat nie. En ek sê, en ek het dit al baie gesê, maar dis absolute snap. Die Bybel is nog steeds relevant vir vandag. Laasweek het ons gesien dat die woord van die Here dra nog steeds gesag. Kom ons sluit af met gebed. Here Jesus, ons is dankbaar dat U genadig is. Here, ons weet ook, Here, ons as mens, ons kan ook niks roem nie. Maar ons kan wel in U roem, Here, omdat U vir ons eerste lief gehad het. Omdat U die een is wat ons gered het. Here, omdat U die een is wat ons eerste lief gehad het. Dat Here, ons weet ook in Romeine 8, dat daar is niks wat ons kan skei van die liefde wat daar is in Christus ons Here. En ons eer U daarvoor, Here. Here, ek bid dat ons wat sê ons is die kinders, Here, dat ons 'n heilige lewenswandel sal handhaaf. Here, dat ons sal vlug vir die sonde. En Here, as ons sonde doen, dat ons berou sal hê oor die sonde. En dat ons alles in die stryd sal werk, om nie dieselfde sonde oor en oor te doen nie. Maar dat ons waarlik agting, respek en vrees vir U heilige naam sal hê. Here, want U en U alleen is dit waardig. In Jesus naam bid ons dit. Amen.